Goeiedag, hier uit die Weeslig kantoor. Dit is heerlik om u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus te kan groet en al die eer, al die lof en aan aanbidding aan ons Vader te gee. Die tema vir hierdie week is die Gees van Pinkster. En met die titel spesifiek daarin gemik om te sê identifisering en lewe as die eerste vrug. Ja, ek lees in die Bybel die eerste seën wat die Here uitgestort het, was om te vermenigvuldig. God het die potensiaal om te vermeerder in elke lewende ding geplaas. Dink mooi daaraan. Moet dus nie vervelig raak, stagneer of glo jy kan nie meer groei nie. God hou van vermenigvuldiging en dit is sy wil om jou te vermenigvuldig. My geleesde gedeelte wat ek hierdie vermenigvuldiging kry ek in Genesis 1 vers 11. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruite, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soort vrugte dra, waarin hulle saad is. Die Engels stel dit so mooi. Fruit whose seed is in itself. Hier op aarde het God dit gegee. Dan lees ek hierdie woorde en dit was so. Dan vers 12 sê, en die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee, volgens hulle soort en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soort. Toe sien God dat dit goed was. En weer eens, die Engels sê dit vir my so mooi, suitable, admirable, and he, God, approved it. God se skepingsverhaal vind ons in Genesis. Ja, meeste van ons ken dit. Ons het dit van kleintyd af geleer. Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En die aarde was woes en leeg. Oorspronklike taal se betekenis hierso sê, die aarde het woes en leeg geword. En duisternis was op die watervloed. En die gees van God het gesweef op die waters. Vers 3, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vers 4, toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Wat se waarhede leer ek uit hierdie 4 teksversies? Dit is God se skepping. Ja, as ons praat van die duisternis, is dit Satan se verleiding, sy deception. Maar die lig, Christus, as die vervanging, the substitute, om, met watter doel? Om jou en my te restoreer. Hierdie fundamentele waarhede speel dit selfs af reg deur die hele Bybel. Die lig uit die doel van God wys Satan se strategie en verhef Jesus as die bemiddelaar en die gekose keuse om te herstel wat Satan kom vernietig het. Elke ding wat God geskep het, het hy met 'n doel geskape. Ek lees dit in Genesis 1:14 en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as tekens, sowel as vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dan weer eens, en dit was so. Ja, die aarde was geskep vir die woonplek van God se mense. Jesaja 45:18 sê hierdie woorde,
Want so sê die Here wat die hemel geskaap het. Hy is God. Ekskuus. Wat die aarde geformeer het en dit gemaak het, hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskaap om woes en leeg te wees nie, maar geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander naas my nie. Ek kan my indink hoe die mooi deur God geskep is. Alles wat goed in sy oë, van woes en leeg na skilderagtige berge, plante met diere wat in vrede met mekaar saamwy. Dit alles verwys na die ewigheid wat God bedoel het om te wees. Ja, Genesis 1, 27, 28, en God het die mens gemaak na sy beeld. Die man en vrou het hulle geskape. Vers 28, en hy het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Daardie vermeerder is van my soort. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die diere op die aarde. Ja, die pragtige tuin. Alles perfek vir Adam en Eva om in te woon. Hulle is sterk en gelukkig saam. Geen gebrek aan die liggaam nie, geen tekort aan wat hulle sou eet nie. Pure geluk in hulle hart, skoon van vrese en van depressie. Dan hierdie vreugde as God in sy soewereiniteit met hulle kom kuier. Want hy het in die aandwindjie na hulle toe gekom, sodat hulle sy teenwoordigheid kon ervaar. Wil ek vir jou 'n oomblik dank en lof aan God die Vader gee as my skepper, wat my voortgebring het. Hy het alles goed bedoel, en diep in my hart is daar 'n verlange na die volmaakte. Jy kan die vraag vra, hoe het dit dan tot stand gekom? Ek sien dat God het vir elke saad die vermoë gegee om voort te bring van sy soort. Die saad van elke plant was binne dit. Die saad van elke dier, die vis, die voëls was binne dit. Die saad van die mens om te vermeerder was binne Adam en Eva. Ja, ons is geskape, gees, siel en liggaam. God se verhouding met jou word versterk deur jou aanbidding uit jou geesmens, wat gelei word deur sy gees, Heilige Gees wat in jou woon. Jou sielsdimensie is onderworpe aan wat die wêreld oor jou sê, hoe hulle oor jou voel en wat jy van jouself dink. Al hierdie dinge beperk jou vermoë om te kan lewe uit die lewe wat God as skepper vir jou voorhou. Die wat uit die vlees lewe, kan God nie behaag nie. By wedergeboorte kom woon Heilige Gees in elkeen wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker. 1 Korintiërs 6, 19 en 20 getuig daarvan. Of weet julle dan nie, julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God gekry het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Vers 20 sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. Heilige Gees het God se vermoë in jou en my kom plaas, en wil van binne jou na buite werk, om jou volmaak voor God, jou skepper en Heer te laat lewe. Met Jesus se hemelvaart het hy opdrag gegee, dat die disippels moet wag op die invulling van sy Gees, en dat hulle
op hom die Gees moet wag, krag, ability, efficiency en might sal ontvang, om sy getuie te wees, reg oor die hele wêreld, daar waar God sy plan in werking stel. Ja, ons praat van Pinkster. Pinkster is meer as net 'n dramatiese oomblik wat in die boek van Handelinge opgeteken is. Dis nie 'n blote gebeurtenis uit die verlede nie. Dis 'n lewendige openbaring van hoe God oor tyd werk, wat huidige ervarings en toekomstige vervulling in een goddelike doel verweef. Toe Heilige Gees in Handelinge 2 uitgestort is, het daar iets buitengewoon gebeur. Die eerste seën wat in die Bybel was, die seën van vermeerdering en vermenigvuldiging, het God nou hierdie potensiaal van Heilige Gees om te vermeerder in elke lewende mens wat aan hom behoort te plaas. God hou van vermenigvuldiging. En dit is sy wil, dat jy ook moet krag kry om te kan vermenigvuldig. Hierdie 3000 wat hoor toe die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse in tonge van vuur en 'n geweldige rukwind in die bofortrek gekom het, vra vir Petrus, wat moet ons doen om hierdie gawe te ontvang? Handelinge 2:38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek hou van vers 39, want hierdie belofte, hoor mooi, dis 'n geskenk, kom julle toe en julle kinders, die generasies, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. God se belofte het nog nooit verander nie, maar moenie die invulling van die vervulling van die Heilige Gees minag nie. Dit is God se Gees wat hy beloof het in Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, Parakletos, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek gesê het. Daarom vermaan Paulus ons in Galasiërs 5:16 om deur die Gees van God te wandel, sodat die vlees nie in beheer is nie, maar sy Gees. To be guided by, to responsive to Holy Spirit and controlled by Holy Spirit. Moet niks toelaat om jou God gegewe vermoë om te vermeerder 'n beperking op jou lewe sit nie. Ja, die invloede van die wêreld daar buitekant, mense se opinies, hulle gaan dalk jaloers wees omdat jy vir die Here 'n magtige instrument is. Die saad wat God in jou geplaas het, kan nie deur enige ander eksterne krag gestop word nie. Jy moet jou doel in Christus ontdek en vermeerder deur sy woord te bestudeer en die Heilige Gees toelaat om jou te bekragtig met sy inspraak. Dit vereis tyd in sy teenwoordigheid. Dit vereis dat ek minder sal word en hy meer sal word. Dit vra van my gehoorsaamheid en dit doen wat hy vra, lei my na 'n diepere kennis van sy waarheid. God het jou die vermoë gegee om van binne na buite te vermeerder, nie van buite na binne nie. Jou seën is nie daar buite nie. Dit behels die manifestasie van innerlike talente, gawes en potensiaal wat deur God in jou gegee is, sodat jy 'n positiewe impak aan die buitewêreld kan hê. Dit behels die ontdekking van jouself, van wie en wat jy is in Christus, want groter is hy wat in jou is as hy wat in hierdie wêreld is. Die gebruik van sy geestelike gawes en die uitleef
van die vrug van die Gees sal jou noodwendig by daardie roeping in jou lewe en diens verander bring. Alles wat God nodig het vir 'n wonderwerk is reeds binne in jou. God het jou sy vermoë gegee. Saai dit. Moenie dit opgaar nie. Wanneer jy uitgee wat God in jou gesit het, sal dit vermeerder. Gooi uit wat binne in jou is. Wat ook al God in jou sit, hy sal altyd 'n groter mate uittrek. Die saad van vermenigvuldiging is reeds in jou. Lukas 6:38. Hoor mooi wat sê die woord. Gee en vir julle sal gegee word. 'n maat wat ingedruk is, wat ingeskit is, wat oorlopends toe vol is, sal hulle in jou skoot gee, wat met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Jy voel jy is dalk onbeduidend en nie belangrik genoeg nie. Hoekom sal die Here my gebruik? Maar onse God, jou Vader wat jou geskep het, wat sy saad binne in jou gesit het, is groot en almagtig. By hom is daar niks onmoontlik nie. Om te weet hoe groot God is, moet jy weet hoe klein jy is. Ons kan nie in hoogmoed leef nie. Ons kan nie loop en brag oor wanneer Heilige Gees ons gebruik het nie. Jy mag dalk onbeduidend voel, maar die God in jou is baie meer betekenisvol. Min in sy hande is baie wanneer jy dit vir hom gee. God seën nie niks nie. Hy seën die vrug wat hy binne in jou geplaas het. God stel nie belang in wat binne in jou en aan jou buitekant is nie. Ja, binne in jou is liefde. Daar's vreugde, daar's vrede, daar's geduld, daar's vriendelikheid, daar's goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wanneer jy die vrug van die Gees in jou het en God vermeerder dit deur sy krag, kan jy nie anderste as om dit uit te lewe nie. Nou is jou vraag, is hierdie nog steeds relevant vir ons of het dit maar net 2000 jaar terug gebeur? Nee, die Nuwe Testament bied verlossing konsekwent in hierdie twee dimensies. Aan die een kant word gelowiges gered, soos geskrywe is in Efesiërs 2:8. 'n verlossing van die huidige werklikheid deur God se guns. En andersins is ons verlossing nie volledig nie, maar dit wys daarop ons toekomstige vervulling om ingevul te word, om vervul te word elke dag. Want God roep ons. Dan verander hy ons. Dan verheerlik hy homself aan ons. Dis die eerste vrug en dit begin by die transformasie van wedergeboorte. Daarna moet ons op die Here wag. Uit sy eie wil het hy ons voortgebring sodat ons die eerste vrugte van sy skepping kan wees. Dit beteken kerk, vandag die finale resultate is nie joune nie. Dis die eerste vrug wat aan God teruggegee moet word in gehoorsaamheid, deur hom gelei deur sy Gees. Kom ons bid hom daarvoor. Vader, dankie dat U ons verlos het, ons vrygemaak het, maar ook kom toerus het met krag uit die hoogte. Gee ons daardie ability, die efficiency en the might, U gesag. Here, dat ons kan opstaan en 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Vergewe ons, Here, as ons op ons eie insigte gestaat gemaak het. Maar ek kies om in hierdie dag U na te volg, aan U toegewy te bly, sodat die oes wat daar buitekant is, ingebring kan word. In Jesus naam. Amen en amen. Ek groet U tot 'n volgende keer. Shalom.